Heavenly sunshine, heavenly sunshine, flooding my soul with glory divine. Heavenly sunshine, heavenly sunshine, oh hallelujah, Jesus is mine. Your heavenly sunshine, heavenly sunshine, flooding my soul, glory divine. Heavenly sunshine, heavenly sunshine, hallelujah, my Jesus is mine. Oh, heavenly sunshine, heavenly sunshine, flooding my soul with glory divine. Heavenly sunshine, heavenly sunshine, oh hallelujah, Jesus is mine. Yes, heavenly sunshine, heavenly sunshine, flooding my soul with glory divine. Heavenly sunshine, heavenly sunshine, oh hallelujah, Jesus is mine. Oh, heavenly sunshine, heavenly sunshine, flooding my soul with glory divine. Heavenly sunshine, heavenly sunshine, oh hallelujah, Jesus is mine. Oh hallelujah, Jesus is mine. Hallelujah. Dankie Here Jesus ons prys. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie dat ons deur U seën na U toe kan kom. En Here Jesus, ons dankie dat U die deur is tot die Vader en dat ons almal deur een Gees tot die Vader kan gaan deur U. Dankie vir die Heilige Gees wat U aan ons gegee het. Dankie dat die Heilige Gees ons kan leer en lei in die hele waarheid. Dankie dat U vir ons ore gegee het om te hoor, oë om te sien, 'n verstand om te verstaan. Ja, Here, en alles wat U beveel het, dat ons dit kan bewaar in ons harte. Baie, baie dankie dat ons weet, U woord bly vir ewig. Sal alles al wankel hierdie aarde, U woord sal vas bly staan. Ja, Here Jesus, al sal die hemel en die aarde verbygaan, U woord sal nooit verbygaan nie. Ons wil net baie, baie dankie sê dat ons in die waarheid van die woord kan staan, ons heupe omgord met die waarheid, borswapen van geregtigheid, skoene vir die voete, vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. En dankie vir die skild van geloof. Halleluja. Ons wil U baie dankie sê dat die Heilige Gees ons gedurig deur leer en lei in die waarheid. Gee ons harte wat oorgegee is, 'n verstand wat die vleeslike deel uitgeskakel sal word, sodat ons alles kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Baie, baie dankie dat U so groot genade oor ons het, dat ons U woord reg kan verstaan, dit reg kan sny, sodat mense dit reg kan hoor. Eer U daarvoor. Dankie dat ons in hierdie dag weer die woord van die Here kan oopmaak, dat die Heilige Gees ons verder kan leer en lei. En die woord vir ons oopmaak, want die opening van U woord gee lig. En laat elkeen wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Halleluja. Bestryd elke oor met U kosbare bloed, sodat net die waarheid, met geregtigheid, halleluja, ons binneste sal bewoon.
Baie, baie dankie vir hierdie ingeplante woord, wat ons met sagmoedigheid kan ontvang, wat in staat is om ons siele te red, van alle valshede, leuns, misleiding, verleiding, en Here, baie dankie, dat deur die listigheid van die vyand, deur die waarheid van die woord, om daarin te glo, Here uit te skakel, om net in u woord te wandel. Seën nou elkeen in Jesus naam en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here en ons is dankbaar dat ons in hierdie dag weer saam kan wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons dank die Here weer eens vir 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie van vrede te verkondig op Joy Gospel Radio en ons dank die Here vir Pastoor Barry en sy vrou wat gewillig was om te luister na die Here om met hierdie radiostasie te begin en ons weet dat die woord van die Here besig om versprei te word reg oor die wêreld en ons bid dat die Here hulle waarlik sal seën en hulle sal voorsien in elke behoefte en ons dank die Here dat alles wat ons doen vir hierdie evangelie, daarvoor sal ons sekerlik beloning ontvang, elkeen van ons. Prys die Here en ek is Pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind en ons is steeds by die Heilige Gees is die belangrikste deel. Dis waarom die Here gesê het ek stuur julle 'n ander trooster, die Heilige Gees. Ek is die trooster, maar ek stuur julle 'n ander trooster. Dit meen iemand anders, die Heilige Gees. Hy sal van my getuig, hy sal my verheerlik, halleluja, en hy sal al my woorde aan julle verkondig en julle herinner aan alles wat ek gesê het. Dis waarvoor die Heilige Gees daar is en dit is so wonderlik en ons is altyd dankbaar teenoor die Here dat die Heilige Gees was nog altyd werksaam op hierdie aarde van die begin af. In die Nuwe Testament is die Heilige Gees uitgestort sodat ons die vervulling met die Heilige Gees deelagtig kan word, sodat die Heilige Gees in ons 'n woonplek kan hê. Ons het laas week gepraat oor Genesis waar die woord van die Here sê, die woorde gesê dat die Here het 'n bevel gegee dat die mens kan van al die bome van die tuin eet, almal. En toe die Here weer vir Adam gesê, vir die mens gesê, maar van die boom van die lewe in die middel van die tuin nie, dit ben die boom van die kennis van goed en kwaad, mag julle nie eet nie. En ons het ook gehoor dat die Here het 'n bevel gegee en toe is 'n mag nie gegee. En die mag nie, ek wil amper sê, werk net onder die bevel. Die bevel is eers gegee, toe die mag nie, en die mag nie hang eintlik uit genade aan die bevel. As dit daar nie 'n bevel was nie, sou daar nooit 'n mag nie gewees het. So daar kan nie eers 'n mag nie wees nie. Daar's altyd eers 'n bevel. Nou, wanneer ons gaan kyk na die skrif wat laas week ook gelees het van dat die Here het bevele gegee, veral in Psalm 119 vers 4 sê, U het bevele gegee. Die Here het bevele gegee. Nou waar kom die bevele van die Here vandaan? Ons is nog steeds by, ons moet dit altyd onthou, ons is nog steeds by julle lende en omgord met die waarheid, julle borswapen van geregtigheid aan, skoene aan julle voete vir die bereidheid vir die evangelie, en dan natuurlik ook die skild van die geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en die regverdige sal deur die geloof lewe, en hy wat na God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is. En as ons die woorde van God nie glo nie, en ons glo nie, dis die waarheid nie. Dit meen as ek die woord van God nie glo nie, dan glo ek die woord is nie die waarheid nie. As ek die woord van God glo, dan glo ek dit in waarheid, want die woord is die waarheid. En dit word ons tot geregtigheid gereken. Jy moet dit altyd onthou, want dit is baie belangrik.
En ek wil net hier in Jeremia vir u iets lees wat vir my hele lewe lank 'n anker is. Hy sê in Jeremia 23 vers 18, want wie het in die raad van die Here gestaan, en wie het sy woord, dat hy sy woord sou sien en hoor. Hier's 'n baie belangrike ding. Nou, ons moet die woord van die Here sien en hoor. Ja, maar pastoor, ek luister Sondag vir Sondag in die kerk, na die boodskap. Nee. Dit gaan nie oor, jy sit in die kerk en jy luister na die woord van die Here nie. Of jy sien deur goed wat hulle skilder en wat ook al, sien jy die woord van die Here. Maar jy sien nie eintlik die werklike woord. Hierdie prentjies en die boodskappe wat hulle bring is 'n dekmantel sodat jy nie kan sien wat werklik die woord is nie en kan hoor wat die woord werklik is nie. En dit dan kan verstaan nie. Hy sê dat hy sy woord sou sien en hoor. Wie het sy woord beluister en gehoor? Dan is hierso natuurlik iets wat baie mooi is. Hy sê in die 20ste versie, die toorn van die Here sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer het en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. Aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan. Halleluja, maar hy sê 22ste vers, maar as hulle in my raad staan, dis nou die profete, die predikers, ons wat die predikers is, as ons in die raad van die Here gestaan het, moet ons die volk van die Here die woorde van die Here laat hoor en hulle terugbring van hulle verkeerde weg en van die boosheid van hulle handelinge. En dan sê hy natuurlik vir my iets wat baie mooi is. Halleluja. Hy sê die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel. En hy by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Want wat het die strooi met die koring te doen, spreek die Here. Dit meen die Here sê die dromer, dit's reg, laat hy sy droom vertel. Maar die droom is nie koring nie. Net die woord van God is koring. Dis die saad. 'n droom is nie die saad nie. Die woord van God is die saad. Halleluja. En daarom sê die woord van die Here, hy praat nie so, ek wil dit net uit weer sê, en tot stand bring, totdat hy uitgevoer het en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. Nou, die raadsbesluite van God kom van die hartslaaf van sy hart. Dit meen, dis in sy boesem. En wie is in die boesem van die Vader? Die Here Jesus. En wie is hy? Hy is die woord van God. Die raadslaaf van God, die raadsbesluite van God, is sy hartslaaf, die hartslaaf van sy hart. En hierdie raadsbesluite is die bevele wat die Here aan die mens gee. Die Here gaan nie vir jou bevele gee wat nie in sy raad is nie. So wanneer ons die bevele van die Here ontvang, dan is dit sy raadsbesluite. En sy raadsbesluite is die hartslaaf van sy hart. Dis waarom hy sy seun na die aarde toe gestuur het, om sy raadsbesluite, die hartslaaf van sy hart, sy bevele, dat dit deur sy seun aan ons gegee kan word. In die Ou Testament deur die profete, van Moses af, van die begin af. Halleluja. En dit is vir my een van die belangrike dinge. Nou, die woord van die Here sê, en hier het iets, ek gaan die versie nie heeltemal lees nie. Hy sê, Genesis 3 vers 7, hy sê, miskien moet ek dit lees, want dan sal u dit
sien. Hy sê, toe gaan al twee se oë oop. Ek wil net hier iets sê. Adam en Eva was hulle blind in die begin. Dat hulle nie kon sien hulle is naak. Weet jy wat het gebeur? Hulle het, ek gaan nou daarby kom, hulle het verligte oë van die verstand gehad in die tuin. En hulle het nie gelet op die sienlike nie, maar op die onsienlike. En die duiwel het geweet, hy moet die verligte oë van die verstand, moet hy 'n bedekking oortrek. En daar is net een manier, en dit is, die mens moet ongehoorsaam word aan die woord van God, aan die bevele van die Here, aan die raadsbesluite van God, en die hartslag van sy hart. As die mens daaraan ongehoorsaam raak, en na hom luister, kan hy 'n sluier oor hulle oë trek. En dan sal hulle net met die vleeslike oog kan sien, met die vleeslike oor kan hoor, en met die vleeslike verstand kan verstaan. Dis wat die duiwel in die tuin reg gekry het met Adam en Eva. Net omdat hulle ongehoorsaam gewees het aan die woord van die Here. Soos ek sê, sy bevele, sy raadsbesluite, die hartslag van sy hart. Halleluja. En op die einde van die dag gee die Here vir hom die waarskuwing. Dis my hartslag. Dis my raadsbesluite. Dis my bevel. Halleluja. En ek gee vir jou hierdie waarskuwing. Jy mag nie van die boom in die middel van die tuin van kennis van goed en kwaad, mag jy nie eet. Dit meen die Here gee vir die mense mag nie. En die woord van die Here sê, ek ben nadat die duiwel met Eva gewerk het, deur te spreek met haar, het sy die woord van God in twyfel getrek. En sy het sê, ja, maar sy het ook al aangedink, ja, maar die Here het gesê, ons kan van al die bome eet. Maar hier kom iemand en hy sê nou vir my, nee, maar julle kan ons maar van almal eet. Julle kan van die boom van die kennis van goed en kwaad. En toe sy val vir sy storie, sê die woord, hy sê, en toe gaan al twee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. Hier is 'n interessante ding. Hulle vleeslike oë het oopgegaan, die verligte oë van die verstand is toegemaak, en as al wat hulle nou sien, is vleeslik. Daarom sien hulle, dat hulle naak is, want dis vleeslik. En nou sê die woord van die Here, hierdie woorde, ek gaan dit net verduidelik in die 6de vers. En toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Dit meen, toe sy sien die boom is goed van. Die Here het in elk geval gesê, ons mag van al die bome, maar daar is 'n mag nie, ons mag nie van die boom eet nie. Maar toe sien sy, nee, hierdie boom is goed. Wat het die duiwel gedoen? Hy het haar laat sien, dit wat tot die hele val van die mensdom sal wees. En hoor wat sê hy, die vrou sien dat dit goed was van die boom om te eet, en 'n lus vir die oë. Daarom interessant, die verligte oë, deur die verligte oë van die verstand, kry jy net lus vir een ding. Dis wat Dawid gesê het. Hy het gesê, ek het lus om u welbehae te doen. Ek het lus om u bevele gehoorsaam te doen.
Hy lus na die woord van die Here. En hier kom Eva, en sy sien dis goed, en sy sien, maar dis 'n lus vir die oë. 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem die vrugte en eet, en gee ook vir haar man wat by haar was, en albei sy oë het oopgegaan. Nou, hier is een van die verstommendste dinge wat kon gebeur het met Adam en Eva. Die duiwel, heel eerste, saai hy sy saad, die onkruid van die duisternis, saai hy in Eva, wat sy hoor wat sy sê. En toe sy hoor wat sy sê, toe kry sy hierdie begeerte in haar, en sê, is goed om van die boom, dis 'n lus vir die oë. Nou, dis 'n boom om vrugte van te eet, om verstand te verkry. En hierdie ding is so wonderlik, dat die duiwel vat dit wat eintlik in die gees is. Want ek glo dat Adam en Eva sonder sonde het 'n verstand gehad om te verstaan, oor om te kan hoor, oë om te kan sien. En die duiwel kom en hy maak dit toe deur sy woorde eers. En toe glo sy woorde, en toe begeer sy dit, en sy sê verstand te verkry. En 'n interessante ding wat gebeur in die woord van die Here. Ek wil net gou in Romeine skryf Paulus hierdie woorde, halleluja. Dit was vir my wonderlik gewees, toe die Here in 'n oomblik se tyd vir my hierdie dinge gee, en ek gaan lees dit. Ek sê die 11de hoofstuk van Romeine, die 8ste vers, soos geskrywe het, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, 'n oë om nie te sien nie, oor om nie te hoor nie, tot vandag toe. En op 'n ander plek sê die Here, julle het 'n verstand, maar julle verstaan nie. Julle het oë, maar julle sien nie, julle het ore, maar julle hoor nie, en julle het 'n verstand om nie te sien nie. Eva luister na die vyand met haar ore, maar sy hoor nie. Wat? Sy hoor nie die woorde van die Here in haar ore, wat vir haar sê, jy mag nie. En dis wat die duiwel reg gekry het. Hy het dit wat eintlik ons wandel nie na die sienlike dinge nie, maar die onsienlike dinge. En Eva het en Adam het in die tuin met God gewandel en na die onsienlike opgelet. Nou ewe skielik kom die sienlike na vore. En die sienlike wat die duiwel vir haar vertel, sien sy in 'n oomblik se tyd. En wat gebeur? Sy begeer dit alles. En dis wat die woord sê. Dis wat die woord sê. Ek wil dit weer lees. God het hulle 'n gees van diepe slaap. Dit meen Adam en Eva het in 'n diepe slaap geval. Toe die verligte oë van hulle verstand duister geword het, as ek dit so kan sê, dat die duisternis dit verberg. Vir die leuen wat hulle geglo het, sy listigheid. En dan sê dan praat die woord in die Efesiërs van hierdie mooi woorde. Dit meen van die begin af, by Adam en Eva, nie net by Israel nie, het God vir die mens 'n diepe slaap gegee. Dis waarom hy sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. Adam en Eva het in 'n diepe slaap geval, omdat hulle oorgegaan het van die geestelike na die vleeslike. Hulle kan nie meer die woord van die Here hoor nie, hulle kan dit nie meer sien nie, en hulle verstaan dit nie. En vandag nog steeds, selfs in die kerk vandag, die mense hoor nie, hulle sien nie, en hulle verstaan nie, want hulle is nog in 'n diepe slaap. Hy sê in die Efesiërs, halleluja,
Dit het alles te doen met die wapenuitrusting. Ek wil net gou Efesiërs lees, want dit is 'n baie belangrike gedeelte, versie om te lees. Efesiërs, eerste hoofstuk, 18e vers. Hy sê die mooi woorde. Hy sê, die sê met kos, hy sê met 17e vers. En dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges kan wees. Wat hier gebeur, is dit, halleluja, wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, want dit is wat hy hier sê, verligte oë van die verstand, as gevolg van wat? Aan julle die gees van wysheid, openbaring en kennis van hom mag gee. Dit meen, wanneer ons die Heilige Gees ontvang, dan word die dekmantel weggeneem, sodat ons verligte oë van die verstand wat Adam en Eva gehad het, kom nou weer na vore. En wanneer dit gebeur, dan die duisternis, die sienlike, wat in die mens is, van dat Adam en Eva gesondig, daar die verligte oë van die verstand begin weer skyn in my binneste, en dit verdryf die duisternis. As gevolg van waarheid omgord, regtigheid, skoene aan die voete en die skild van die geloof. As jy die wapenrusting aan het, ek wil dit so ver vat, as jy gedoop word met die Heilige Gees, met vuur, krag, heerlikheid, spreek in tale ensovoorts, dan alleen kan jy die wapenrusting opneem. Nie voor die tyd nie. En hierdie ding, onthou dit, ons het dit teruggekry wat Adam en Eva verloor het. Verligte oë van die verstand deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie Here Jesus dat u dit met ons kon spreek het en u self aan die apostels geopenbaar het om u woorde aan hulle te gee sodat hulle dit kan neerskryf. Ons eer u dat ons dit in ons hand het. Here, maar die geskrewe een is die sienlike. Ons moet die onsienlike sien. Ons moet op die onsienlike let. Want dit is die bewys, ons het verligte oë van die verstand, ons het ore om te hoor, en ons het 'n hart wat kan verstaan. Gee aan elkeen hierdie groot genade. Here, dat hulle hierdie wapenrusting ten volle sal opneem, tot verheerliking van u naam. Prys u daarvoor in Jesus naam en seën elkeen. Amen en amen.